Alright, as ons, jy sê nou as 3 en A en B en 2 op die lyn y is gelyk aan 2x plus 6 lê. Bepaal A en B. Nou kom ons kyk gou na die eerste ene. Wat is gewoonlik eerste en wat kom gewoonlik tweede as ons sulke ronde hakies gebruik? Hoe bedoel? Kyk, hy 3 en A is mos die een is invoer en die ander een is uitvoer. Of die een is x en die ander een is y, maar wat staan altyd eerste? Yes, jy skryf altyd x, punt y. Okay. Alright, so met ander woorde die 3 is x. Nee. Okay. So voer vir my die 3 in, wat se waarde gaan jy vir y kry? Ek nie gehoor nie? 12. Yes, so wat is die waarde van A? 12. Yes. Nou by die tweede ene, het ons nou die waarde vir y. So y is 2. Wat sal x moet wees om y 2 te maak? Wat sal x moet wees om y 2 te maak? Ja, so nou sit jy met 'n vergelyking. Kan jy hom vir my oplos vir x? Ek het nou pen en papier. Ja, ek sal skryf, praat jy maar net. Okay, Wat moet ek doen? Ek moet daai vergelyking oplos vir x. Maar dis wat ons wil hê. Hulle het nou vir ons die waarde vir y gegee. Die vorige vergelyking het ons die waarde vir x gehad, toe het ons y bereken. Nou sit net andersom. Ons het die waarde vir y, maar ons moet besluit watter x gaan vir ons daai y gee. So dis 'n gewone vergelyking. Jy moet nou net oplos vir x. Okay, so jy gaan eers sê 2 minus 6. Aan die linkerkant. Yes, en dit gee vir my? Minus 4. Okay. Is gelyk aan 2. Ja. En dan gedeel deur 2 aan albei kante. Alright. So x is gelyk aan? Minus 2. Alright, so dis B. En daar is jou vraag beantwoord. Okay, so jy moet daai invul. Basies ja, ek sou nou nie die woord invul gebruik nie, en dis eintlik die verkeerde woord, jy moet dit bereken. Jy moet die waardes van A en B bereken, of soos hulle gesê het, bepaal A en B. So jy gaan nou, as jy nou jou vraag klaar beantwoord het, gaan jy nou jou antwoord so neerskryf. A is gelyk aan 12, B is gelyk aan minus 2. Okay, dan kan ek ook nog een vraag. Okay, is reg, kom ons kyk aan gou genoem. Jy is nou happy met daai ene, nee? Ja, ek is. Is reg, okay? Ek luister. Okay, bepaal B as y gelyk is aan bx min 1 ewenwydig is aan 3x min 2, y is gelyk aan 4. Is gelyk aan? 4. 4. Ja. Ok, nou moet ek gou eers vir jou vra. Hoeveel weet jy van reguitlyn grafieke af? Ek weet nie. Ok, dit is my bekommernis. So ek gaan vir jou voorstel, die vraag gaan ek nie nou vir jou beantwoord nie, want ons gaan eers 'n klas moet hê oor reguitlyn grafieke. Ok, hier's te veel inligting wat ek vir jou nou moet gee om hierdie vraag te beantwoord, ten einde daai waarde van B te kry, wat nie vir jou op hierdie stadium gaan sin maak nie, want jy het nog nie die reguitlyn grafiek se klas gehad nie. So ek dink ons klas vir volgende week moet wees die reguitlyn grafiek.